Hartlike goeiemôre aan elkeen, wat 'n voorreg om by die huis van die Here te wees. Ek verwelkom ook ons besoekers. Ek sien sommer besoekers hier uitsteek, lekker om hier te hê. Nou ja vriende, ons begin so 'n klein bietjie vroeër vandag. Ons gaan net lekker saam sing en dan sal ons ook wegtrek met die woord van die Here. Maar voor ons gaan net begin sing, gaan ons net vir 'n oomblik die oë sluit en lekker saam bid. Dierbare Here Jesus, dankie vir u liefde, dankie vir u genade, dankie vir u ontferming. Here, dankie dat u vir ons goed is. Dankie dat u ons toelaat om vandag ook hier by mekaar te wees. Here Jesus, ons kom in hierdie oomblikke en ons kom bid en vra, Here, dat u ons sal kom ontmoet. En Here, dat ons lofsang kan gebruik tot eer van u heilige naam. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sing lekker saam tot eer van sy naam. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Baie diep haal hy my uit. Baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete op 'n ewige rots. Baie diep haal hy my uit. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Baie diep haal hy my uit. Baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete op 'n ewige rots. Baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete op 'n ewige rots. Baie diep haal hy my uit. Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na u verlang het, u het u guns my aangebied. Ek loof en prys u derentyd. Ek loof en prys u derentyd. En roem u groot barmhartigheid. En roem u groot barmhartigheid. Ek was verlore in my sonde en van die goeie weg vervreemd. Doch doen die Heer aan my die wonder om my as kind terug te neem. Ek loof en prys u derentyd. Ek loof en prys u derentyd. En roem u groot barmhartigheid. En roem u groot barmhartigheid. O God wat ryk is aan ontferming, weerhou genade nooit van my. Maar hou my steeds in u beskerming, by u sal ek vir altyd bly. Ek loof en prys u derentyd. Ek loof en prys u derentyd. En roem die groot barmhartigheid. En roem die groot
and every breath, with every breath, and all that I am. I want to love you as long as I live, for you are my God. I surrender. I surrender all. With every step and every plan, with everything that's in my heart, I want to serve you as long as I live, for you are my King. I surrender. I surrender all. All my life and all my needs, all my ways and all of my deeds, I want to follow you every day, for you are my Lord. I surrender. I surrender all. All my life and all my needs, all my ways and all my needs, I want to follow you every day, for you are my Lord. I surrender. I surrender all. I surrender. I surrender all. Kom ons staan saam. O Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam. Mag u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee
Baie dankie, ek kan die sitplekke inneem, vriende. Ons het so 'n paar kort afkondigings wat ons graag aan u wil voorhou, soos u ook daar op die bord sal sien eersdaags. Nou ja, vriende, net so vinnig wat ek wil noem, die vrouekamp is natuurlik aan die gang en is hulle laaste dagie vandag en ons bid ook vir al die dames in die land se veilige terugkeer en ook my vrou wat ek dink Woensdag, nie Woensdag nie, Dinsdag gaan terug wees by die huis. En so kom ons bid ook vir daardie. En dan bid ons ook vir ons kindertjies. Ons wil jy herinner, daar is al reeds kinders wat vandag hulle kinderbediening eksamen baie goed afgelê het. En daar is natuurlik nog kinders wat gaan skryf. So kom ons bid vir dit en dat die Here ook daardie kinders sal kom ontmoet. Vriende, dit gaan nie oor die eksamen nie, dit gaan oor die kennis. Dit gaan oor of 'n kind verstaan wat hulle leer. En kom ons bid saam. Natuurlik ook vir die laaste kwartaal waar al die kinders in die matrikulante begin met die eindeksamen. Bid asseblief vir hulle. En dan wil ons u ook net herinner aan Dinsdag se begrafnis wat ons gaan hou hier saam vir oom Estiaan ter Blanche. En dit sal om 11:00 hier by die kerk geskied en ek wil sommer die gemeentelede vra, u wat vroeg kom en u wat help met al die reëlings, as u sommer hier agter die kerk kan parkeer. Hier is 'n groot laning hier agter waar ten minste 10 karre agter mekaar kan staan en as dit vol is kan daar nog 10 staan. Ons verwag so plus minus 200 mense, sodat ons net vir almal plek het vir daardie begrafnis ook. So is ons met 'n groot hartseerende leemte dat ons van hom Estiaan moet afskeid neem. Die Here het hom dan nou huis toe geneem, soos baie mense sê, en ek dink hy's bitterlik opgewonde. Toe ek daar in die hospitaal by hom was, het hy nogal vir my gesê, jy weet, elke mens moet gaan en hy's gereed om te gaan. So ons glo en vertrou dit ook, maar in sy 40 jaar bediening het hy baie mense bereik. So ons verwag van hulle, bid ook asseblief saam vir dit. Dan herinner ons net die CVV bestuursvergadering in 22ste Oktober en dan natuurlik die Bybelkennis eksamen reformatiedag en die CVV se algemene vergadering Sondag die 26ste. Dan herinner ons net aan die fondse vir die kerk. Jy sal onthou, jy kan almal EFT, jy is welkom om EFT's te doen, maar jy kan ook jy kontant kerk toe bring. Nou, die kerk het 'n klein reël, ons werk glad nie met kontant nie. Alle gelde wat ontvang word eers gebank. So dis nie nodig om geld te gaan trek by die OTM nie, maar jy is welkom om net 'n EFT te doen. Maar as jy gelei voel en jy wil graag daai kreerande bring, gooi hulle in. Ons weet, ons is seker ons sal 'n plek kry wat ons hulle heen kan vat. Ons wil ook soms, terwyl ek so vinnig by dit praat, het ons met die kerkraadsvergadering genoem, ons wil graag vir die gemeente vra om asseblief getrou te wees met die gee van die tiendes en offergawes. En ons moet sê, daar's 'n merkwaardige verskil wat ons wel kan opmerk, maar ons moet vir u sê, ons het nie vrywillig as prins die huur verhoog van die geboue en van die pastorie nie. Dit het van self gebeur. En so ons kom nie uit by wat ons moet uitkom nie. So as wees asseblief ook getrou in dit, dat die Here u ook sal lei en stuur deur dit. Vriende, ek wil net sien, gaan vir ons nog enetjie aan, is daar nog 'n verjaarsdag, vriende? Want ek weet daar's een dame gewees wat gesê het, sy sal nie omgee om nog 'n week te verjaar nie. Ali, het jy 'n sleutel net gou om oop te sluit daar? Hier is een. Ons sluit partykeer die hek, net vir ons veiligheid, en dat u nie uitloop terwyl ek besig is, nee. Maar ja, so ja, ek dink dis die belangrikste vir die afkondiging, wat ook wel reël, ja, terug by die webinar, baie dankie. So ons kan weer by die webinar 'n draai maak. Adele Smit het klaar verjaar, maar sal dit weer reël vir haar. Maar Sarah is nou eers weer volgende jaar, en dan wil ons net almal herinner wat môre aand by die kerk bymekaar gaan kom. Ons het 'n paar mensies wat aanduiding gegee. Die webinar is natuurlik die opleiding, dit gaan môre aand plaasvind om 7 by die kerk, en dan is daar 3 aande daarna. Is daar enige iemand is wat graag wil kom, tref net met my 'n reëling, wat ons wil graag vir ietsie gee om te eet, as jy dan 7 uur môre aand hier by die kerk is. En dan herinner ek net die Sondagskoolpersoneel, 6 uur, gaan julle pizzas hier by die kerk eet, net voor die webinar vir die Sondagskoolvergadering wat dan plaasvind ook. Ek dink dis die belangrikste wat ons vir u wil noem, en as daar enigiets anders is wat ek nagelaat het, dan vra ek En dan wil ons u almal net weer uitnooi na die oupa en ouma dag wat gaan plaasvind. Ek gaan die kaartjies agter neersit, of ek sal dit vir u gee, as u uitbeweeg is vir die oupa en ouma dag, en ons gaan daardie oupa en ouma dag baie lekker saam kuier en saam eet. En ons gaan ook dit gebruik saam, ons gaan ons gemeenteafsluiting hou en die Silverjeug afsluiting. So dit is 'n groot geleentheid. Jy
Jy moet asseblief dit nie misloop nie. Nou ja, vriende, ek dink dis die belangrikste van al die afkondigings wat ons graag aan u wil voorhou. En dan wil ek net noem, daar is nie vanaand 'n aanddiens nie. En as u baie graag gretig is, ek gaan vanaand 'n preek bring in Tygerberg. U is welkom om daar te gaan inskakel. Ons gaan so 'n bietjie daar gesels vanaand. En dan wil ek u net herinner, die Bybelstudie gaan steeds voort Woensdag. Woensdag sal die Bybelstudie voortgaan. Ons gaan met die laaste gedeelte van Openbaring 13 besig wees. Woensdagoggend om 10 en dan as die Here nog nie gekom het nie, dan behoort ons weer Woensdag aand om 6 die opvolg te hê vir die mense wat werk. En dis die belangrikste van die afkondigings. En ons gaan nou 'n geleentheid gee vir die opneem van die offergawes, die kollektes en tiendes. En dan gaan ons wegtrek met die wet en die geloofsbelijdenis. Baie dankie. Liewe Heer, ja, u woord leer ons in Korintiërs 13 dat ons nou net ten dele ken, maar dat ons eendag ten volle sal ken. Here, so ken ons u ook nou net ten dele. Maar Here, help ons om daarna te strewe om meer en meer van u te leer. Here, ja, maar daardie vers sê ook dat u ken ons ten volle. Here, u ken elke hartgesindheid waarmee elke nood vandag gegee is, waarmee elke EFT inbetaal word. Here, mag ons werklik uit dankbaarheid en met blydskap vir u teruggee wat alles vir ons gegee het. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus alleen. Amen. Amen. Nou ja, vriende, ons wil dan vanmôre gaan ek vir u die wet voorhou en ek gaan vir u 'n kort samevatting van die wet gee, soos ons dit vind in Matteus 22 vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het die vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself.
Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Ons gaan dan nou staande belydenis doen van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof en daarna kan jy bly staan sodat ons daardie lied ewig onbegryplik wese saam kan sing as 'n gebed tot die Here in ons antwoord op dit wat ons dan bely. Kom ons staan saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige, skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het aan die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ewig onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees, Heer, leer my, U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees. Ons wil sing van al U liefde, in U waarheid wil ons juig. Amen, blye Evangelie, amen, bly my hart getuig. Nou ja, vriende, ons gaan nou ons Bybels oopmaak en ons gaan saam lees uit die boek 1 Samuel, hoofstuk 9. 1 Samuel, hoofstuk 9, en nou, ek weet, meeste van u weet, ons het nou hierdie boek so bestudeer en hoe interessant dit was om deur hierdie prosesse te beweeg van hoe God deur Hanna tot by Samuel te kom, deur die profeet Eli, sy 2 seuns wat deugniete was, om regdeur te werk tot by Samuel, wie sy eie 2 seuns, vry vertaal, ook 2 deugniete was, wat nie gevolg het in die voetspore van hulle ouers nie, wat vir ons 'n groot oproep gegee het, wat 'n mens daaraan laat besef, en ek het dit al baie vir mense gesê, as jy in die garage slaap, maak dit nie van jou 'n motor nie, en baie keer dink jy, o, maar my pa is die dominee, of my ma is hierdie, jy gaan nie hemel toe as jou ouers die Here dien nie, jy moet self by die Here uitkom, en ons het deur hierdie proses wat ons gesien het, waar ons die boek 1 Samuel deurgewerk het, gesien het hoe die volk hulle rug op God gedraai het, ons het gesien hoe God met die volk gehandel het, ons het gesien toe die ark gesteel is deur die Filistyne, omdat hulle God wou manipuleer deur sy woord en sy ark na die oorlogsveld toe te vat, het hulle hom probeer manipuleer, en ons het gesien hoe God vir homself opstaan, ons het nie nodig om God se eer te beskerm nie, God beskerm homself. Ek het nog daardie dag die gedagte geleer, 'n mens hoef nie 'n leeu te beskerm nie, jy sluit net die hok oop. Nou vriende, God was met alle respek nog nooit beperk nie. God doen wat hy wil, wanneer hy wil, omdat hy wil. En wat ook al in ons lewens plaasvind is omdat hy dit toelaat. En dan weet ons natuurlik as gevolg van die begeerte van die mens, die manier waarop ons gebore is, daardie ingebore drang na sonde, die probleme wat ons het, wat Paulus vir ons daarom kom uitlig, die stryd wat ons het teen die vlees, teen die gees. Maar nou gaan ons verder en ons kom in hierdie boek en ons sien nadat volk, en ek het hier verduidelik van die teokrasie en die demokrasie en al die dinge wat 'n mens vind en die monargie, hoe God die regeringsstelsel gegee het, het die volk hulle rug gedraai en vir Samuel gesê, Samuel, ons wil 'n koning hê, en jy weet van die gebeure en wat plaasgevind het, en dat die volk hulle rug gedraai het op die Here, en God het nog steeds na die volk toe gekom, te midde van hulle swakhede, te midde van dit wat hulle in die wêreld daar buite sien en wêreldse dinge begeer, kom vra hulle 'n koning.
En ons het gesien dat hulle 'n koning gevra het en die Here het vir Samuel gesê, Samuel, hulle het nie jou verwerp nie. Hulle het my verwerp. En daar het ek vir u geleer uit die woord van die Here uit dat u dan, soos u hier sit, steeds die hand mag opsteek en vir God vra om die theokratiese regering, die godsregering, want theokrasie beteken theos en theos beteken God. Gods regering in ons eie lewens toe te pas. Maar nou kom ons soms en ons sien mense sukkel om hierdie gedagte uit te leef. Mense sukkel en selfs hierdie volk het gesukkel. Nou wil ek vanmôre, wanneer ons aangaan by 1 Samuel hoofstuk 9, wil ek vir u voor die tyd die aap uit die mou uitlaat, want ek wil hê wanneer ons hierdie gedeelte lees, dat u nie net die gedeelte lees en sê ek wonder waartoe gaan die dominee vandag met my nie. Maar ek wil hê u moet hierdie gedeelte sommer lees met 'n bril op. Sit nou die donker bril op, nie letterlik nie, maar die donker bril van God se afspraak. God maak afsprake. Nou hoe gaan ek hierdie afspraak verduidelik? En ek wil dit doen deur vinnig in te lei. Het God 'n afspraak gehad met Hanna in 1 Samuel 1, toe sy in die tempel verskyn en bitterlik ween voor hom oor die feit dat sy nie 'n kind kon hê nie. Het God 'n afspraak gemaak toe Elifas sê, wat is dit met jou? Sit jou wyn van jou weg. U ken die verhaal. U weet ek het dit geleer. Jy kan mos nie so te kere gaan in die huis van die Here nie, en sy sê vir Eli, ek is geen deeg nie. Ek is stikkend. En ek wil hê u moet in 1 Samuel 1, dit wat u reeds weet, die afsprake wat God het. U het gesien dat Eli gefaal het in die opvoeding van sy 2 seuns, en God het afsprake gehad, en daardie 2 seuns het gesterf op die oorlogsveld, vriende. Eli het gesterf toe hy sy agteroorval en sy nek gebreek het. Afsprake wat ons sien. En ons het reg deur hierdie boek al afsprake gesien, maar ek wil hê u moet nou met 'n bril lees van God se afspraak, en dan wil ons dit vandag natuurlik ook op ons eie lewens van toepassing maak. En daarom gaan ons dan oor, ek sien die vertaler skryf, Saul word as koning gesalf, en ek skryf daarso, ek het sommer in my Bybel geskryf, God se afspraak. Maar ons gaan dan nou saam lees 1 Samuel 9 vanaf vers 1. Daar was 'n man van Benjamin met die naam van Kis, die seun van Abiel, die seun van Sior, die seun van Berogat, die seun van Afiga, 'n Benjamiet, 'n vermoënde man. Nou net hierso handbreek op, net vir 'n oomblik, wil ek net gou dit verduidelik. God het vir die volk hier gesê, dis reg, alhoewel julle julle rug op my gedraai het, alhoewel julle vir 'n koning vra, sal ek dit toestaan. En nou begin hoofstuk 9, en hy verduidelik vir ons, wie's die man, waar kom hy vandaan, en hoe hy in die geslagsregisters inval. So dan weet ons, Benjamin die klein stam, en hierdie stam gaan nou, uit hierdie stam uit, gaan God nou vir hulle iemand spesifiek stuur. Kom ons lees vers 2. En hy het 'n seun gehad met die naam van Saul, 'n jong man en mooi gebou. Ja, daar was onder die kinders van Israel geen een mooier as hy nie. Van sy skouers af boontoe was hy hoër as die hele volk. Nou vriende, ek praat nie sommer rugby van die kansel af nie, maar as ek nou hierdie ou moet vergelyk, dan sal ek sê, dit is 'n groot rugby speler, wat groter is as die normale ouens hier. Hierdie Saul het God uitgekies, en die Bybel sê, hy is van sy skouers af, eintlik jy sal dit nog later lees, kop en skouers groter as almal. En as die Bybel dit sê, dan moet dit vir ons iets sê. Die grootste man in die Israeliese volk. Nou, as ek dit nou so noem, kan ek nie anders om ook ietsie net te sê. En jy weet dit. Wie kan net vir 'n oomblik onthou? Wie het vir Saul opgevolg as koning? Nie Jonathan sy seun nie. Wie het vir Saul opgevolg as koning? Klein seentjie, rooierig, 'n jong. Kan u die antitype sien? Die volk het iets gesoek, en God het die beste uit die volk uitgehaal en gebring.
Maar kom ons lees verder. Nou wil ek net so ook vir u noem, dat u dit as kennis bære. Hoe oud is Saul nou? Want nou gaan nou deur jou Bybel en jy sien hierdie gebeure en hier's dinge wat plaasvind. En nou sien jy hy's 'n jong man. Nou 'n jong man is volgens my op hierdie stadium 20 en ouer. 20 en ouer. Hy was nie soos Dawid nog klein, wat agter die kleinvee aangeloop het en wat nog gebeskerm het en wat nog 'n herder was nie. En hoekom ek dit ook sê, van 20 af en ouer was hulle in staat om op te trek vir oorlog. Hulle het nie voor die ouderdom 20 uitgegaan op oorlog nie. Net so bietjie, want later, soos ons hierdie boek bestudeer, gaan u vir jouself begin vra en sê, ek wonder hoe oud was hy toe dit gebeur het. Ek wonder hoe oud was hy in die volgende 2 hoofstukke, dan ewe skielik het hy 'n seun, en dan dink 'n mens by jouself, wat gaan aan? En dan die laaste een, wie weet, sommer voor die tyd, hoe lank het Saul regeer as koning oor Israel? Hoeveel jaar was hy die koning? Wie kan onthou hoe lank het Eli gerig? Wie kan onthou hoe lank het Samuel gerig? En dan kom jy by Saul. Gaan kyk 'n bietjie vir jouself en plaas dit 'n bietjie uit, of ek kan sommer net die aap uit die mou uitlaat. 40 jaar, vriende, was Saul koning oor hierdie volk. En dit sal nogal interessanthede sien rondom die 40s. Maar kom ons gaan verder. Ons het nou onsself geplaas in vers 3. En toe die eselinne van Kis, die vader van Saul, weggeraak het, sê Kis aan sy seun Saul, neem tog een van die dienaars met jou saam en maak jou klaar, gaan soek na die esels. Nou as ek myself mag onderbreek, kan u die afspraak sien? Kan u die probleem sien? En dan kan u 'n afspraak sien met u kennis wat u as gemeente oor hierdie tyd opgebou het. Moet u nou al in die boek 1 Samuel agterkom, dinge loop nie altyd volgens plan nie. Hanna se geslote moederskoot. Eli se 2 deugniete van seuns. Samuel opgeroep, gebring uit 'n belofte, uit 'n behoefte uit deur Hanna, word rigter, word priester. En dan kom die teleurstelling van sy 2 seuns. En nou weer eens, nadat Samuel verwerp is deur die volk, sy vry vertaling, en die Here sê, hulle verwerp jou nie, hulle verwerp my. Kom ons nou op hierdie gedagte, dat God afsprake maak. En sien vriende, afsprake wat God vir ons gee, loop nie noodwendig volgens ons beplanning nie. Hoekom sê ek so? Vriende, watter dame gee haar uit in die huwelik en begeer 'n kind van God en bevind haarself op 'n plek waar sy nie kan swanger word nie? Watter teleurstelling moes dit vir Eli gewees het, toe sy 2 seuns nie in sy voetspore wandel nie. Toe hulle die tempel van God beroof, deur die offers te neem, deur die volk van God af, kan u die afsprake sien. Nou kom ons verder, en ons sien God maak 'n afspraak, want daar moet 'n koning aangestel word. U weet dit, u verstaan dit nou. En nou wil ek vir u vra, het Saul geweet, toe sy pa hom roep, om die donkies te gaan soek? Het Saul geweet, God het met hom 'n afspraak? Het hy geweet, die rede waarom hy sy huis verlaat, het 'n goddelike plan? Of sien ons baie maal net die probleme en die ellende aan rondom ons? Ons begin sommer vanmôre reguit preek. Vriende, dinge loop nie altyd volgens plan nie. En in Suid-Afrika nog minder. Nog minder. Maar ek wil vir u sê, daar kan niks met 'n kind van God gebeur
waarvan God nie bewus is nie. God word nie omkant gevang deur ons omstandighede nie. God is in sy totaliteit in beheer. En wat op hierdie aarde gebeur, laat God toe. Inteendeel, vriende, wat op hierdie aarde gebeur, het God vir ons voor die tyd gesê. Kyk, in die laaste dae sal daar oorlog wees en gerugte van oorlog, pestsiektes en hongersnode, aardbewings en al hierdie gebeure. En ek moet vir julle sê, ek het ook al hoe gaan hierdie pestsiektes lyk? Hoe gaan dit moontlik wees? En vriende, daar slaan COVID ons. En hulle sluit vir ons in ons huise toe, iets wat ek gedink het werklik onmoontlik is. En dit het plaasgevind. Dinge gebeur en God laat dit toe. Ek gaan voort na vers 4 toe. Hy het toe die geberte van Efraim deurgegaan en die land Salsia deurgegaan, maar hulle het nie gekry nie. En hulle het die land Salem deurgegaan, maar daar was niks nie. En hulle het die land Benjamin deurgegaan, maar hulle het niks gekry nie. En toe hulle in die land Suf kom, sê Saul aan die dienaar wat by hom was, kom, laat ons teruggaan, anders sien my vader van die esels af en word oor ons besorg. En hy antwoord hom, maar kyk, in hierdie stad is 'n man van God, en die man is geëerd. Alles wat hy spreek, kom sekerlik uit. Laat ons nou daarheen gaan, miskien kan hy ons inlig oor die tog wat ons onderneem het. Vriende, net tot daar gaan ons nou lees. Ek gaan vra dat ons 'n oombliekie oë sluit, en dan bid ons net heerlik saam. Dierbare Here Jesus, het ons nie ook 'n tog onderneem om vanmôre binne in U teenwoordigheid in te beweeg nie. Here Jesus, sê U woord nie vir ons dat daar waar 2 of meer vergader in my naam, daar is U teenwoordig nie. En Here Jesus, daarom weet ons ook vandag dat U 'n plan en dat U 'n doel met elkeen van ons het. En Here, dat U altyd doelmatig is. Ag Here Jesus, ek wil kom vra dat U die skille van ons oë sal afhaal, dat ons die afsprake van die lewe wat U vir ons gereël het, dat ons dit mag raak sien. En Here, dat ons deur die omstandighede van ons lewe nie verder van U af weggedruk word nie, maar Here, dat dit inteendeel is om ons nader aan U te bring. Word U verheerlik deur dit wat ons ook saam doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. As inleiding het ons dan nou vanmôre gesien, daar is Gods afsprake waarvan 'n mens soms nie weet nie. En die omstandighede in jou lewe word soms so bepaal. En ons sien nou, en wat vir my interessant was dit, en u moet nou vir my saam sê, want u het nou die voorlesing gehad in die sin, was Saul bewus van God se roeping op sy lewe? Salig onbewus. Was Saul bewus van God se man? Of was die diensknegt bewus? Nou kom ons sit 'n paar goed net in plek wat u raak gelees het, maar wat 'n mens nie altyd bedink nie. Saul se pa is 'n vermoënde man. En hy het sy geslagsregisters. En nou sien ons, sy pa vra vir hom, vat een van die diensknegte en gaan soek. En as ons nou hierdie stuk verder lees, en dan wil ek vir u die afspraak wys, want dit is nogal vreemd, en ek dink, dit gaan vir u dalk ook interessant wees, wanneer ons dit nou lees. Ons gaan nou lees, dat hierdie 2 individue, merk dat hulle kos is klaar. U kan nou merk, hulle was deur baie streke, deur baie gebiede gewees, op soek na hierdie esels. En dan merk ons iets, nou ek weet nie of u dit weet nie, hoe normaal is dit, dat die diensknegt meer geld het as die heer? Is dit normaal? Nee, stellig nie. Hoe normaal is dit as jy en die ou wat daai dag dalk jou gras vir jou sny, jy sê vir hom, luister, ry gou saam met ons, gaan gou winkel toe, jy kom maar aan die winkel en jy vat so in jou beurs en jy sê, ag, kyk, gou vir my 'n paar rand leen. Hoe normaal is dit? Of hy gaan sommer vir jou die rekening betaal. Nou gaan ons raak sien dat Saul glad nie bewus is van God se afspraak nie. Glad nie eens geweet het van God se diensknegt nie. Kom ons lees saam met vers 7 uit. En iets anders wat ek tog aan u wil noem.
Saul is kop en skouers groter as almal. Sy pa is vermoënd en ryk en stuur hom om saam met die knegt net te gaan soek. En 'n mens sal sê baie keer vermoënde en ryk mense se kinders is relatief goed opgevoed, in die sin dat hulle normaalweg meer weet as die knegte. En in hierdie hoedanigheid kom hierdie jong man, en hy doen in vers 7 hierdie snaakse ding, en onthou, hy word nou koning. Nou vriende, ek weet nie of jy weet nie, maar konings vra nie vir baie mense baie vrae nie. Hulle het meer antwoorde as vrae. Nou kom hy in vers 7 en ons sien Saul op die voorfront, en Saul vra, verskoon my, toe vra Saul vir sy dienaar, sê nou ons gaan, wat sal ons die man aanbied? Want die brood in ons sakke is op, en 'n geskenk is hier nie, om aan die man van God aan te bied nie. Wat het ons? En die dienaar het Saul weer geantwoord en gesê, kyk, ek het nog 'n kwart sikkel silwer by my. Dit sal ek aan die man van God gee, dat hy ons kan inlig oor ons tog. Vroeër het die mense in Israel so gesê, as hulle gaan om God te raadpleeg, kom, laat ons na die siener gaan, want die profeet van teenwoordig, het hulle vroeër siener genoem. Wat word 'n siener genoem in die Ou Testament en baie spesifiek in die boek Samuel? 'n siener. Is 'n siener iemand wat die toekoms uitlê? 'n siener is 'n persoon in konteks in 1 Samuel 1, die persoon wat God se woord aan ander te kenne gee, omdat God die toekoms ken. Dis nie 'n siener soos meeste mense nou sal dink, hierdie ou is besig met waarsêry, of hierdie ou. Dit was die gebruik om die persoon wat God se profeet is, die siener te noem. Dit is die gebruik. Was hy 'n siener? Ek sou nie sê hy was 'n siener nie, maar ek sal een ding vir u sê, dat God vir hom openbaar het wat kom. Dis waar. Kom ons kyk verder in vers 10. En Saul sê aan sy dienaar, jou woord is goed, laat ons gaan. Wie se plan is dit? Die dienaar se plan. Die dienaar het 'n plan en die toekomstige koning stap saam. Daarop gaan hulle na die stad waar die man van God was. Terwyl hulle die opdraand na die stad opgaan, kom hulle meisies te wat uitgaan om water te put en vra vir hulle, is die siener hier? En hulle antwoord, verskoon my, en die antwoord hulle en sê, daar is hy voor jou. Maak nou gou, want vandag het hy in die stad gekom, omdat die volk vandag 'n offer op die hoogte het. Wie kan nou, met die kennis wat u van die gedeelte het, God se afspraak sien? Wie kan sien, dalk is ek nou net te vinnig, maar wie kan sien, dat God nie 'n mens nodig het in sy volheid nie, in sy bravade nie, of dat God 'n mens nodig het net wanneer hy op sy uittog uitgegaan het nie. Hoekom het God nie die planne verander dat hy met sy mooi klere, met sy beurs en sy sak, hulle geld is op, alles is op, want hulle het deur hierdie lande getrek op soek na die esels. Nou sê hulle, luister, ons gaan die esels los, ons moet maar self terugkeer, en die dienaar sê, kom ons gaan. En Saul sê, luister, kyk hoe lyk ons. Kyk, ons het niks nie, alles is klaar. Wanneer werk God met 'n mens? Wanneer hy sterk is. God werk met 'n mens wanneer hy nie meer hoop het nie. God werk met 'n mens wanneer hy hoop opgegee het en eintlik teruggaan. Dis wanneer God inkom. Want jy sien vriende, God het jou nie nodig nie. God het nie ons geld nodig nie. Hy het nie ons knegte nodig nie. Hy het ook nie hy het niks van ons nodig nie. En God kom ontmoet Samuel op 'n plek Saul op 'n plek waar Saul hom nie eens gesoek het nie. En toe Saul moedeloos was, omkeer huis toe
toe bring God deur die knegg 'n oplossing. Kry 'n mens baie keer oplossings op jou eie. Partykeer kom dit van die snaakste plekke af. As jy daar by jou huis staan en jou bediende was die skorrelgoed en hulle sê net iets van God se grootheid. Man by die garage sê vir jou, mag die Here jou seën, nadat jy op petrol in jou kar gegooi het en jy besef, jy is eintlik niks. En hoewel hierdie man die grootste, vry vertaal die langste ou in Israel, weet nie, kan nie eens sy donkies sien nie. Verder as almal kan kyk, kom hy op hierdie hoogte, hierdie plek, waar die profeet vandag 'n offer moet bring. Nou ek moet vir u sê, ek was nog vanmôre op 2 plekke of ek hierdie boodskap moet bring. Ek was nog vanmôre, gaan ek hierdie ene bring of gaan ek 'n ander gedeelte bring? Maar weet u wat? God het 'n doel. God het afsprake met mense. En God maak met ons afsprake. Ons sien dit nie altyd raak nie. Maar God het planne met ons lewens. En hy laat toe. Vers 13 sê vir ons, as julle die stad ingaan, sal julle hom net aantref voordat hy opgaan na die hoogte om te eet, want die volk eet nie voordat hy nie kom nie. Want hy seën die offer, daarna eet die genooides. Nou, met voorkennis, die genooides eet. So daar's belangrike mense wat Samuel nooi na hierdie groot dag toe waar daar voorbereidings getref is. En daai genooides gaan saam. So die diensmeisies sê vir Saul en sy knegg, julle moet vinnig maak. Die profeet is daar, maar julle moet hom kry want hy gaan op, hy gaan offer die hele volk. Niemand gaan eet as hy nie daar kom nie. So julle gaan nie tyd hê om by hierdie siener in te kom nie. Vriende, hulle het nie 'n WhatsApp groepie gehad of 'n QR code wat hulle gou gescan het en hom laat weet het, luister, hierdie ouens is op pad, hulle kom jou sien en hulle het 'n mandjie ook vir jou nie. Hulle moes beweeg, maar daar is dinge in plek. En is so mooi as jy dit saam lees. Daarna eet die genooides, gaan nou op, want julle sal hom nou juis aantref, vers 14. En hulle het opgegaan na die stad, toe hulle op die punt was om binne in die stad te gaan, kom Samuel met eensheid hulle tegemoet om op te gaan na die hoogte. Wat 'n verrassing, joh, ons is op pad, ons soek die ou en hier kom die ou met eensheid. Voorkennis, en as ek nou die Engelse woord mag gebruik, spoiler alert, dink u, Samuel weet al van die ou. Het God dan nie vir hom gesê, ek gaan 'n koning stuur nie. Hier kom Samuel ewe skielik uit die stad uit. Ek wonder waarvoor wag hy. Ek wonder wat se afsprake word gemaak. Kom ons kyk vers 15. Want die Here het dit een dag voor die koms van Saul aan Samuel geopenbaar en gesê, môre sulke tyd sal ek 'n man uit die land Benjamin na jou stuur. Wat se genade, wat se afspraak. Môre sulke tyd sal ek 'n man uit die land Benjamin na jou stuur. Want jy moet salf as 'n vors oor my volk Israel, en hy sal my volk verlos uit die hand van die Filistyne. Want ek het my volk aangesien, omdat sy geroep na my gekom het. Nou vriende, u kan dit nou onthou. Was die volk se geroep mooi? Kan u onthou toe die mense gesterwe het, toe hulle na die ark gekyk het? Kan u sien hoe het hulle gemurmureer? En hierdie volk het gemurmureer en Samuel het hulle gerig vir 40 jaar lank. En hierdie volk het gemurmureer voor die Here en dit was verkeerd vir die Here dat hulle hom verwerp het en dat hulle 'n koning gesoek het. Maar die Here het ag gegee, nie sy wil nie, die volk se wil. Kan u onthou net vir 'n oomblik, wat het God gedoen toe Eli se seuns onbevoeg bevind is? Het God 'n ander gestuur? Ja?
Sy naam is Samuel. Sy ma het hom gaan aflaai. God het 'n ander gestuur en die profesie, kan nie die droom onthou? Kan nie onthou dat toe Samuel in die tempel was en toe hy jonk was en hy's 3 keer wakker en hy loop na Eli toe, Eli het jy my geroep. Hy sê nee, Eli het my geroep 3 keer, sê hy vir hom nee, maar dis die Here wat met jou praat. En die Here praat toe met hom en hy kry die woord van God om vir Eli te sê wat God sê van hom en sy seuns. Kan jy onthou wat het Eli gesê? Laat God doen wat hy wil. Was dit reg? Was dit reg in God se oë? Waar is Eli en sy 3 seuns? Dood op die oorlogsveld en Eli het reg agteroor geval en sy nek gebreek. Nadat daardie jong seun in die tempel groot geword het, trap sy eie 2 seuns in dieselfde slaggat. Selfde ding. Ek vra u, sou God 'n nuwe priester gestuur het as Samuel se 2 seuns nie bevoeg was nie? Ja. Jy sien vriende, God voorsien altyd. Maar as die mens wederstrewig is, die mens is moedswillig, selfs vir daai wederstrewigheid van die mens, kom God en hy bring die oplossing. En vriende, toe God Saul gebring het, sal die een ding van hierdie man moet merk, Saul was die ideale, beste kandidaat vir die werk, wat God opgewek het. Vriende, wanneer het God hom opgewek? Wanneer het God hom in sy moederskoot geformeer? Het hy daai dag langer geword as almal? Voor die tyd. Kom ons kyk so 'n bietjie, wat sê hy? Want vers 17. Toe Samuel vir Saul sien, het die Here hom geantwoord, hier is die man van wie ek jou gesê het. Hy sal oor my volk heers. Vers 18. En Saul het nader gekom na Samuel binne in die poort en gevra, wys my tog waar die huis van die siener is. Deur God uitgekies, salig onbewus van wat aangaan. En Saul kom tot by Samuel en hy kyk hom in sy gesig en hy vra vir hom die verkeerde vraag. Waar is die siener? Dink jy dis die beste vraag wat hy die siener kon vra? Maar die siener het geweet wie is hy. Ek dink baie keer doen ons presies dieselfde. Ons gaan baie keer na die Here toe, ons gaan baie keer na die dominee toe, ons maak selfs as afsprake. En dan sê ons dinge wat almal weet. Ek het die Here nodig. Het ons almal nie die Here nodig nie? Waarom is ons altyd op die plek waar ons onsself bevind? Is dit God se skuld? Is ons skuld? Ons bevind ons op 'n plek. Waarom is Saul op hierdie plek? Daarop het Samuel Saul geantwoord en gesê, ek is die siener. Kan jy die uitroepteken sien? Hy het sommer hard vir hom gesê. Was nie hy het dit uitgeroep. Ek is die siener. Gaan voor my uit op na die hoogte. Dan kan julle vandag saam met my eet. En ek sal jou môre vroeg laat gaan. En alles wat in jou hart is, sal ek jou te kenne gee. En wat die esels betref, nou, ek wil nou nie die voetnota gee nie, maar hy het nou net vir hom gevra, waar is die siener? Hy het nog nie sy storie gegee nie. Hy het nog nie met die storie gekom van waar hy vandaan kom en wie sy pa is en hoekom hulle so sleg lyk en hoekom hulle 'n bietjie verslete is nie. En Samuel antwoord hom vers 20 en wat die esels betref wat jy vandag al 3 dae gelede vermis het, bekommer jou daar nie oor nie, want hulle is gevind. Waarvoor het Saul by die huis weggegaan? Vir donkies? Nee, vriende. Saul het by die huis weggegaan en die Here het hom vir 3 dae voorberei. Voorberei vir sy ontmoeting. Maar aan wie behoort al wat begeerlik is in Israel? Is dit nie aan jou en jou hele familie nie?
Hoe antwoord Samuel hom? Hy sê vir hom, gaan, moenie bekommer oor die donkies nie. Julle is eintlik ryk. Maar Saul weet hulle is ryk, maar hy het nie geweet hulle is so ryk nie. Hy het geweet hy's groot en hy het dalk geweet hy's die grootste van almal wat grootte aanbetref. Maar dat Samuel vir hom sê dat alles behoort dit alles nie aan sy familie nie. En Saul antwoord en sê: Is ek nie 'n Benjamiet uit een van die kleinste stamme van Israel? En my geslag die geringste uit die geslagte van die stam van Benjamin nie? Waarom spreek jy so met my? Verder het Samuel Saul en sy dienaar geneem en hulle in die kamer gebring en hulle 'n plek gegee aan die hoof van die genooides, wat omtrent 30 man was. En Samuel het aan die volk, aan die kok gesê: Gee die stuk wat ek jou gegee het, waarvan ek vir jou gesê het, sit dit by jou weg. Die kok dra toe die bout op met wat daarin was en sit dit voor Saul neer. En Samuel sê: Kyk, wat oorgebly het, is voor jou gesit. Eet, want teen die bestemde tyd is dit vir jou bewaar, toe ek dit gesê het. Ek nooi die volk. So het Saul dan die dag saam met Samuel geëet. Daarop het hulle op die hoogte afgegaan, daarop het hulle van die hoogte afgegaan, die stad in. En hy het met Saul gespreek op die dak. En hulle het vroeg opgestaan, toe die rooi dag uitkom. En het Samuel Saul op die dak geroep en gesê: Staan op, dat ek jou kan wegbring. En Saul het opgestaan en hulle twee, hy en Samuel, het na buite gegaan. Terwyl hulle by die einde van die stad afdaal, sê Samuel vir Saul: Beveel die dienaar dat hy voor ons uit verder gaan. En hy het verder gegaan, maar staan jy eers stil, dat ek jou die woord van God kan laat hoor. Ek wil vir u vandag vra, kan u God se woord hoor? Kan u besef dat God in sy totaliteit beheer het oor hierdie planeet? En dat hy van die begin af gesê het wat aan die einde sal gebeur en hoe dit sal gebeur. En dat hy van die begin af teokraties sy volk en sy mense wil lei. En ek wil vir u iets sê vandag. God is gister, vandag en môre dieselfde. God het nie 'n begeerte om 'n leier aan te stel nie. God het nie 'n begeerte om 'n hoëpriester aan te stel nie. God wil self met jou werk. God wil self met jou ontmoetings hê. En omdat hy dit self wil doen, het Jesus Christus aan die kruis kom hang. Het Jesus Christus die voorhangsel van die tempel middeldeur geskeur, omdat hy met ons wil werk. Hy met ons ontmoetings wil hê. Hy met ons afsprake wil hê. En vriende, wanneer jy klaar is, op is, en jy het niks meer nie, dis dan wanneer die Here met jou kan werk. Dis dan wanneer jy in jou eie ek doodgaan, wanneer die eie ek afsit, en wanneer God na vore kan kom. Want God wil by u wees. God wil die eerste persoon wees vir wie u in die môre goeiemôre sê. God wil die laaste wees vir wie hy in die nag sê. God wil die eerste wees met wie hy deur die dag in ontmoeting is, want God het sy gees gestuur om waarwoning te maak in die huis. Wil God met die ontmoeting hê in die kar? Of wil God die hele dag jou vervul met sy Heilige Gees?
jou rig en jou stuur. God wil jou omvou in sy liefde en jou op die pad rig wat hy sê, ek bedink goeie dinge gaan die jou nie slegte nie. God wil jou uithelp uit hierdie dal van doodskaduwee, uit hierdie aarde uitkom verlos in 'n ewige lewe in. Dis God se begeerte. God het dit van die begin af gedoen. Hy doen dit vandag nog. My vraag is, vriende, as Jesus sê in Johannes 3 en Johannes 10, ek is die weg, die waarheid en die lewe, ek is die goeie herder, ek is die lig, ek is die brood. As Jesus sê, ek is die alles, het ons nie nodig om by die alles stil te staan nie. U het nie nodig om kerk toe te kom, om 'n ontmoeting met die Here te hê. U het nie nodig om kerk toe te kom, om met die woord gevoed te word nie. Dit help ongelooflik baie. Maar hierdie kerk, en hierdie dominee, vat niemand hemel toe nie. Ek kan nie. Ek kan u nie by Jesus se afspraak bring nie. Titus 2 vers 11 sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Jesus Christus met sy gees gaan elke persoon op hierdie aarde besoek, en ek glo hy besoek ons weer vandag. Ek glo God het weer ontmoeting met ons. En God wil aan ons hart se deure klop. En hy wil hê ons moet oopmaak. Openbaring 3:20. Heeltemal uit konteks. Ek staan by die deur en ek klop. God wil ons verlos. Dinge gebeur in ons lewens, omstandighede gebeur. Maar u sit vandag in hierdie kerk en die Here het u tot hier gelei en die Here wil vir jou sê, waarheen gaan jy? Waaroor is jy besorg? Wat is jou grootste bekommernis in jou lewe? Saul op daai stadium, nee, hy wil nou maar net terug aan huis toe. Hy is moeg. Hy is op. En God plaas voor hom dit wat oorgebly het. Die kos kom van die maaltyd en dit word voor hom neergesit, die beste stuk. As ons vandag kyk na God se afsprake, en ek weet, nie 1-2 mense in hierdie gehoor se getuienisse lyk dieselfde nie. Nie 1-2 mense hier se omstandighede lyk dieselfde nie. Al is jy 'n tweeling, en jou ma en jou pa lyk dieselfde. Jou omstandighede is nie dieselfde nie. Jou vingerafdruk is nie dieselfde nie. Die ontmoetings wat die heilige God op hierdie aarde vir ons tref, waar hy ons soek, waar hy ons wil ontmoet. Mag die Here ons vir ons ore grawe om te hoor. Mag die Here ons oproep. Nie alles wat hier gebeur gaan altyd oor die tasbare nou nie. Maar alles wat hier gebeur, wentel rondom die lewende God, vriende. God het 'n plan. En God wil sy kinders bymekaar maak. God wil aan ons goed doen en nie sleg nie. God wil hê ons moet 'n gemeenskap van heiliges hê. God wil hê ons moet vir mekaar lief wees. God wil hê ons moet oor mekaar ontferm. God wil ons op 'n plek bring waar dit met ons beter gaan en nie slegter nie. Mag die Here vir u vandag so ontmoet. Op so 'n kosbare wyse, al het jy foute gemaak. Al het jy die verkeerde afdraai geneem. En al het jy soos die volk gemaak, hulle rug teen Samuel en teen God gedraai en na 'n mens toe gegaan. Sou God selfs deur dit kom en 'n oplossing bring. God het oplossings vir mense se probleme. God wil
met u gemeenskap hê. God wil met u op 'n daaglikse basis in gesprek voer. Hy wil jou rig. Hy wil jou sterk maak deur sy gees. Mag God dit vandag vir elkeen van ons doen. Dat ons al ons omstandighede kan raak sien. En te midde van dit opkyk en sê, Here God, hier is ek. Maak met my soos u wil. Amen. Kom ons sit so saam en sluit ons die oë. Dierbare Here Jesus, u is wonderlik. U kan deur die grootste gemors wat ons bymekaar kan maak, die grootste probleme wat ons vir onsself op een kan stoot, kan u kom ontlont. Die grootste karongeluk, die grootste mislukking, kan u kom heel maak. Here, hierdie volk het hulle self verongeluk, toe hulle rug op u draai, en te midde van dit, het u vir hulle Saul gebring. En Here, ons weet in die geskiedenis deur toe Saul val, Here, het u weer 'n oplossing gebring. Nog nooit het u die volk aan die steek gelaat nie. En Here, toe ek vanmôre lees hoe Petrus u vir 3 maal weer verloon het. Uitgekies, opgeroep, vol bravade, nie ek nie, Here. Dan sê u vir hom, jy sal my verloon 3 maal voor die haan kraai. Here Jesus, ons het u so nodig. Ons het nodig dat die Gees ons sal rig. Ons verloon u daagliks. Ons maak enorme foute. En ons wil kom vra dat u ons sal vrymaak. Ons wil vra, Here, dat u vir ons oplossings sal bring binne in ons probleme. En Here, mag dit wees dat ons u die eer en die heerlikheid sal toeroep wanneer u die verlossing bring, wanneer u die uitkomste vir ons omstandighede oor ons paaie stuur. U sê nie verniet in 1 Korintiërs 10:13 dat geen versoeking ons sal mag aangryp behalwe menslik nie. En Here Jesus, menslik kom buig ons voor u neer en ons kom vra, Here God, wees vir ons op 'n kosbare manier naby. Help ons om gehoorsaam te wees aan die woord. Help ons om gehoorsaam te wees in die goddelike afsprake wat u vir ons reël, sodat ons op die optimale plek mag wees waar u ons kan gebruik, tot verheerliking van u eie naam. Amen. Kom ons staan saam, en dan sluit ons hierdie erediens af deur lekker saam te sing tot eer van sy naam. Ek nooi u uit vir 'n lekker koppie koffie of tee ook hierna in die saal. Baie dankie. Op berge heen en dale, en oral is my God. Waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God. Waar ons gedagtes sweewe, of styg ook, daar is God. Omlaag en hoog verhewe, ja, oral is my God. Hy het die aard en hemel geskep aan die begin. Hy laat ons oor die lewe vanuit sy woord besin. Wanneer ons denke doodloop en ons nie verder weet, as ons verval in wanhoop, is God tot al gereed. Sy troue Vader
sy vermoë, word deur sy gees gelei. Die smaaltjies behoed hy, bekleed met gras die dal. Die kleinste wurm die voed hy, sorg vir die groot heelal. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teeropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen. Ek nooi u uit vir 'n lekker koppie koffie of tee. Ek herinner die kerkraad vir die